My alles op die altaar. Genesis 22 vers 1 tot 12. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan na die plek gegaan wat God hom aangewys het. En op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en my seun wil daarheen gaan om te aanbid en daarna julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe kom hulle op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste van my, nie teruggehou het nie. As ons geloof op die proef gestel word, sal ons die toets slaag of nie, sal ons al ons offers op die altaar plaas om verbrand te word. Abraham was bereid en gehoorsaam om sy offer op die proef te stel. Abraham het alles gedoen en gebring vir sy offer en was bereid om dit te doen. In vers 4 lei ek af dat dit 'n 3-daagse reis was. Hoe lank gaan ons reis duur om ons offers af te lê? Is ons bereid om ons alles op die altaar te plaas en elke hindernis tussen ons en God af te lê? As ons dit doen met 'n opregte hart, sal die Here ook vir ons die voorsiening gee. As ons sy gebooie doen en die Here vrees, dan sal ons die hart van die Here baie bly maak. Laat ons die woord van die Here met eerbied en respek gehoorsaam wees. Plaas die offer van jou lewe op die altaar van God. Vader, ek wil uitroep soos hy lieddigter sê, my alles op die altaar en wagtend op die vuur. Ja, wagtend op die vuur. Dankie Here, dat ons in hierdie tyd net na U toe kan kom en U kan dankie sê. As ons gehoorsaam is, sal U ons offers in hierdie aand aanneem en dat ons 'n nuwe lewe saam met U kan begin. En ons sê vir U dankie in die kosbare naam van Jesus. Amen.
Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan met die geloof dat God in jou lewe werk.